Okay, kom ons doen 'n bietjie hersiening van algebra. Hierdie is 'n ou departementele vraestel, né? Jy kan 'n paar van hulle, ek dink 2015 tot 2018 kan jy op die internet kry. So hy's lekker vir oefen. Hierdie is die November 2015 se vraestel. Vraestel 1, vraag 1 gaan ons nou doen. Hulle sê vir jou faktoriseer die volgende uitdrukkings. So onthou as ons faktoriseer, dan kyk ons altyd eers vir 'n gemeene faktor en dan kyk ons na die aantal terme. En as daar 2 terme is, dan kyk ons mos of ons nie of verskil van vierkante of die verskil en som van derde magte. 3 terme, dan sit 3 term faktorisering en 4 of 5 terme, dan is dit groepering. So dit is baie dieselfde as wat julle in graad 9 gedoen het met die faktorisering. Daar's net enetjie wat bykom, dis die verskil en som van derde magte, of ons praat ons baie keer van die SOAP sommetjies. En party skole doen in graad 9 die groepering, maar nie almal van hulle nie. En die groot verskil tussen graad 10 se faktorisering en graad 9 se faktorisering is graad 10 se faktorisering gaan amper altyd 2 stappe hê. Hy gaan amper altyd meer as 1 keer gefaktoriseer moet word. Waar dit was in graad 9 die vlak 4, 3 of 4 vrae, hy meer as 1 keer gefaktoriseer moet word. Hierso is dit die norm. Maar ek het vir jou hierdie metode vir verskil van vierkante, verskil en som van derde magte, 3 term groepering. Dit het ek alles baie mooi uiteengesit in julle opsommingkies met voorbeelde van elkeen, veral die groepering wat 'n bietjie moeiliker raak, want daar's 'n paar uitvangplekkies daar. Dit is in julle opsommingkies, so maak seker jy gaan deur dit. So nou by daai eerste ene het ek x tot die mag 4 minus 81. So nou sien ek kan nie 'n gemeene faktor uithaal nie. So nou kyk ek volgende na die aantal terme. Daar's 2 terme, so ek kyk of ek die verskil van vierkante of verskil en som van derde magte kan doen nie. Nou verskil en som van derde magte moet albei jou terme volkome derde magte wees. Wat beteken jy moet hulle derde magswortels kan vat sonder om 'n desimaal te kry. Wat nie die geval is nie. Wat beteken dit moet verskil van vierkante wees. En jou vereiste so verskil van vierkante is dat daar 'n minus moet wees en dat albei jou terme volkome vierkante is. En hulle, hoekom het ek 100? Kom daar ekstra in. Daar was 'n plus tussen daai twee. Dan kon jy hom nie gefaktoriseer het nie. Dan is hy eenvoudigste vorm. Ja, jy kan hom glad, as daar 'n plus tussen was, sou jy hom glad nie kon faktoriseer nie. OK, so nou teken ek ons met 2 hakies. Een met die plus in die middel, een met die minus in die middel. Dan vat ek die vierkantswortel van my eerste term, sit hom in die eerste openingkies. So onthou as jy die vierkantswortel vat van 'n eksponent, dan vat jy daai eksponent en net deel dit mos deur 2. OK, en dan die vierkantswortel van my laaste term en ek sit dit in die laaste openingkies. En dan kyk jy altyd, dan gaan jy weer, ek wil amper sê die laaste stap hierso, maak nie saak van wat jy gedoen het hier nie, is 'n check. So jy check albei jou hakkies, of al jou hakkies, dat hulle so ver as moontlik gefaktoriseer is. So jy kyk weer by jou 2 hakkies, is daar nie 'n GGF wat jy kan uitdeel nie? Nee, daar is nie. Wat is die aantal terme? Hierdie hakkie 2 in, maar ek kan nie verskil van vierkante doen nie, want hy het nie 'n minus nie. Maar hier kan ek verskil van vierkante doen, want hy het 'n minus en daai 2 is volkome vierkante. So hierdie enetjie skryf ek net so weer af. Ek kan nie enige iets met hom doen nie, maar met daai ene, hierdie enetjie kan ek. So daai breek uit, ek maak weer 2 hakkies, een met 'n plus in die middel, een met 'n minus in die middel, vat weer die vierkantswortel van my eerste term, sit dit in die eerste openingkies, en die vierkantswortel van my laaste term en sit dit in die, sit dit in die laaste openingkies. OK, so die manier waarvoor hulle vir jou punte gee, hang partykeer af, partykeer kry jy 'n punt per hakkie. So as jy nie daai laaste hakkie uitgebrei het, het jy 1 uit 3 gekry, maar ek sien in hierdie geval met die puntetelling, gee hulle vir jou punte vir, omdat hy net 2 tel, gee hulle vir jou punte vir jou stappe. Wat beteken as jy net daai stap gehad het, het jy 1 punt gekry, as jy hom weer uitgebrei het, het jy jou 2 punte gekry. Ek dink nou is 'n bietjie onseker of jy nou weer daar deel, soos weer die verskil van vierkante. Nee. Omdat dit, ja, presies daai. Ja, jy kyk, ja, jy check
maar omdat daai twee, hy het 'n minus, maar omdat hulle nie volkome vierkante is, jy kan nie die vierkantswortel van 3 vat en 'n heel getal kry nie, en jy kan nie die vierkantswortel van x vat nie, kan jy nie hom verder faktoriseer nie, so dan weet jy hy's klaar. Okay. Nou hierdie ene, as daar 4 of 5 terme is, ons kyk nou maar eers, is daar 'n GGE wat ek kan uithaal? Daar's nie 'n getal of 'n letter wat jy by al daai nie, so dan weet jy, yes, groepering. So nou kan jy enige twee van jou terme, kan jy saamsit in 'n hakie. Partykeer werk daar meer as een kombinasie, partykeer werk daar net een spesifieke kombinasie. Ons begin sommer gewoonlik deur die eerste twee saam in 'n hakie te sit. En dan kyk ons of dit werk of nie. So onthou, jy skei altyd jou twee hakkies met 'n plus. Dis nie daai 15x se plus wat daar tussen die twee hakkies kom nie. Hy het sy eie plus, sy teken kom saam met hom in die hakkie. Ons skei altyd ons twee hakkies met 'n plus. En dan, die groot ding is nou, as ek hier 'n gemene faktor uitdeel en daar 'n gemene faktor uitdeel, moet my twee hakkies dieselfde wees. So wat kan ek hier uitdeel as 'n gemene faktor? Ek het daar so 2x uit dan. Yes, 2xi en dan bly daar oor 3x. Yes, baie mooi. En by die volgende ene, Ek 5 uitgehaal. yes, dan bly daar oor. En dis wat ons op die ou ende wil hê, twee hakies wat dieselfde is. So sê nou maar jy het gesien daai kombinasie het nie gewerk nie. Dan sit jy daai twee saam en daai twee saam. Of as jy sien dit werk en dan sit jy daai twee saam en daai twee saam. Of as jy sien jy het een konstante term en iets wat lyk amper soos 'n 3 term, dan sit jy altyd die 3 term saam in 'n hakkie, in een hakkie en jy los die konstantie in net daar en jy doen 3 term faktorisering. Of as jy twee kwadrate het, dan sit jy jou twee kwadrate bymekaar en jou ander, want dan doen jy verskil van vierkante. So as jy mis nou met 'n 3 term daar geïdentifiseer het, en jy sit nou sê nou maar die minus 25 buite die hakkie dan. So jy net so los in die twee hakkies van jou 3 term, die finale antwoord. Dit hang af, so jy sal sien in daai opsommingkie, want dis baie keer, dan kan jy verskil van vierkante doen op dit, want dit is baie keer met die 3 term dan twee hakkies wat dieselfde is, en dan kan jy weer verskil van vierkante doen, maar ja, gaan kyk, ek wil dit net noem, maar ek het so 'n voorbeeld in julle opsommingkie, so gaan check net daar. Okay, en dan as jy twee van die hakkies het wat dieselfde is, dan kan jy hulle uitdeel as 'n gemene faktor, en dan in hakkies skryf jy oor wat bly oor nadat jy dit uitgedeel het. En onthou, as daar nie by sê nou maar daar was nie 'n getalletjie vooraan nie, sê nou maar dit was net plus hakkie, dan kan jy nie net daai eerste ding neergeskryf het nie. Daar, as daar twee terme voor die tyd is, kan daar nie net een term in jou hakkie wees as jy 'n gemene faktor uitdeel nie, dan daar bly nooit niks oor nie, want onthou dis eintlik nie 'n uithaal nie, dis nie 'n aftrekkie, dis 'n deelsom. So enige iets se deel deur homself is net 1, so daar sou dalk 'n 1 oorgebly het. Okay. Jou raad met die faktorisering. Ja, en daai twee is goed kan in die hakkie. Die groepering, die verskil van vierkante ken ek dan nie, dis nie so moeilik nie. Groepering nou dan maar die verskil van die 3 term en die 3 term dan nie. Die 3 term. Ja. Daai twee. Die 3 term en die verskil van die derde magte. Okay, so en verskil in die som van derde magte. So jy gaan ook twee terme hê, dit maak nie saak of jy 'n plus of 'n minus tussen jou twee hakkies het nie. Sien nou maar so. As jy onthou, nou moet jy 'n derde magswortel kan vat, wat beteken jou eksponente moet deelbaar wees deur 3. So nou weet ek kan dit doen, so dan teken ek twee hakkies, een wat kleiner is en een wat groot, ja, die soapsommetjies. So kan jy nie regterkant se graad 3 terme in hom. Ja. So wat ons nou gaan doen is ons gaan net eers die tekens kry. Dis waarvoor die soap staan, same, opposite, always, positive. So die eerste teken is die same, is dieselfde. Dit gaan dan minus plus opposite, yes, always positive. Dan vat jy die derde magswortel van jou eerste term, sit dit in die eerste openingkie. Die tweede gaan x2 wees. I2, ja, maar en dan die derde magswortel van die 27, so dis 3 I2.
Dan, wat dan gaan inkom daar en daar, is jy kwadreer daai ding, sit dit daarin, en jy kwadreer daai ding en sit dit daarin. So, dit is dan, yes, en die ander ene is, want onthou jy moet die hele ding kwadreer, so die hele 3y kwadraat, so dit is dan 9y tot die 4, en dan tussenin kom die produk van daai twee, wat dan 'n 3xy kwadraat is. Okay. Yes. En die 3-term faktorisering is byvoorbeeld daai sê nou maar so, wat jy jou twee hakies teken. Jy kyk, as jy moet kyk wat is die tekens in jou hakies, dan kyk jy na daai ene eerste. As hy 'n minus is, dan beteken jou twee hakies gaan verskil. En jou grootste getal gaan daai teken kry. As hy 'n plus was, dan sou jou hakies dieselfde teken gehad het, en dan sou albei daai teken gehad het. So ons gaan die ene plus gee, en die ander ene minus. En eers skryf jy wat maal wat gaan vir my x kwadraat gee, dis x maal x, en dan kyk ek soek twee getalle wat ek met mekaar gaan maal om 8 te gee, en as ek hulle optel en aftrek, moet ek minus 2 kry. So die faktore van 8 is of 1 maal 8, of 2 maal 4. Nou, 1 maal 8, as ek vir die ene plus gee en die ander ene minus, okay, ons sê die grootste een moet 'n minus wees. So as dit 1 minus 8 is, dan kry ek minus 7, maar ek moet my middelste term kry, wat beteken is die daai nie? Jy moet minus 2 kry. En hierso so dis 2, en die grootste een kry die minus daar. Daar is nou dieselfde as my middelste term, so nou weet ek dis die twee getalle wat ek gaan gebruik. Die 4 gaan by die minus. Yes, die 2 gaan by die plus kom. Yes. Okay, nou het ons in 'n geval al die faktorisering gerecap, maar onthou, al die video's is op YouTube, né? Al op our graad 10 playlist, daar's as jy regtig sukkel nog met die faktorisering, is daar die graad 9 video wat soos basies die faktorisering weer van scratch af verduidelik. En dan so 'n hele klompie graad 10 faktorisering video's ook van hoe om dit aan te pak en hoe elkeen van die metodes werk met 'n paar moeilike voorbeelde. So jy kan gerus daarna ook gaan kyk. Okay, probeer gou vir my 1.2. En nou die fondasie van daai, die ene is 'n algebraiese breek en die ander ene is 'n eksponensiële breek. So hulle twee het 'n ander metode, maar vir jou algebraiese breuke, die fondasie van daai is faktorisering, né? Dis hoekom die faktorisering so belangrik is. So, soos wat ons nou nog gesê, die fondasie van hierdie, van my algebraiese breuke is jou faktorisering. So, onthou, jy wil mos nou kan optel en aftrek. As ek breuke mos nou opgetel en afgetrek het, né? Sê nou maar, ek het gehad 'n half plus 'n derde plus 'n kwart, né? Dan moes ek mos die noemers dieselfde gemaak het. So ek het gekyk wat is die KGV van die noemers. So jy kan ook sê dit is 12 wat sommer vinnig is, of as die getalle regtig groot begin raak, want dit maak nie regtig saak wat die onderste getal is nie, solank hy dieselfde is, dan 'n maklike manier om 'n getal te kry waarvan hulle almal of wat 'n veelvoud van hulle almal is om sommer net hulle met mekaar te maal. So jy kon ook byvoorbeeld met 24 gewerk het. En dan dit wat jy onder die lyn gedoen het, moet jy ook bo die lyn doen en dan kon jy opgetel en afgetrek het. Nou dis presies dieselfde beginsel wat ons gaan volg by die algebraiese breuke. Voordat ek hulle kan optel en aftrek, moet ek hulle noemers dieselfde kry. Maar ek weet nie wat te hel die KGV van hierdie klomp goed is nie, en ek gaan dit definitief nie met mekaar maal nie, want dit gaan 'n helsige malery wees, en ons wil dit mos eintlik so eenvoudig as moontlik hê. So wat ons altyd moet doen by algebraiese breuke is om seker te maak dat jou noemers gefaktoriseer is. Daai kan nie verder gefaktoriseer raak nie. Daai kan nie verder gefaktoriseer raak nie. Daai kan verder gefaktoriseer raak. Yes, daai is nou sommer 'n 3-term. Ja, jy sê jy maar daai 3-term se antwoord gaan a minus 4 wees. En ja, a plus 3. Nee, want daai minus beteken hulle moet teenoorgestelde tekens hê. As ek hulle maal, moet ek 12 kry, en as ek hulle optel en aftrek, moet ek minus 1 kry. Minus 4 plus 3 is minus 1. So bo op die hakie dan gaan dit dan 3
A plus 3 wees dan nie in hakies langs aan die 3. Maar kom ons, voordat jy nou daai doen, kom ons kyk net gou eers wat die KGV is. So wat ek baie keer wil doen, in plaas van, want selfs al maal jy dit alles nog steeds met mekaar, dit gaan 'n groot som wees, so jy wil nie iets dubbel maal nie. As daar al klaar 'n 2 is, gaan ek nie weer met 'n 2 maal nie, né? So wat ek hou van om te doen, is om my hakkies te highlight, sodat as daar dieselfde hakkie is, gaan ek hom nie weer 'n keer skryf nie. Ek moet net seker maak dan dat ek ten minste een van elke kleur het. En dit kan nou hakkies wees, of sê net maar dit was net 'n X, wat vooraan 'n hakkie gestaan het, of net 'n X onder die lyn, dan het ek hulle ook gehighlight. So daar's 'n A-4, maar daar's ook 'n A-4. En hierso is 'n A+3, en daar's ook 'n A+3. Wat beteken my KGV is die hakkie A-4, en die hakkie A+3, want ek moet een van elke kleur hê. So ek het nou 'n, ek het nou 'n rooie, en ek het nou 'n bloue. So nou weet ek, dit is wat almal van hulle se KGV gaan wees. Nou moet ek net seker maak dat dit waarmee ek onder die lyn maal, moet ek ook bo die lyn maal. Vir spasie so onthaalwe gaan ek nou sommer dit klaar een groot breek maak. So onder die lyn het ek 'n A-4 en 'n A+3. Dan kyk ek hierdie een het klaar 'n rooi hakkie. Hy kort 'n blou hakkie, so ek moet bo die lyn ook maal met 'n 3 en 'n hakkie A+3. Yes. En die ander een dan gaan dan 2 en 'n hakkie A-4. Yes, hy kort 'n rooi hakkie. En dan die ander gaan net plus 1, nie minus 24 wees. Daai enetjie het klaar altoe, so ek gaan nou nie. Maak net altyd seker dat selfs al was daar, sê net maar daar was meer as een term byvoorbeeld daar bo die lyn en daar was niks om dit mee te maal nie, moet jy dit nog steeds in hakkie sit, want daai minus, want as daar meer as een term was, moet jy onthou om daai minus ook in te maal. So plus 12 langs die 21 dan is. Ja, sê net maar dit was A minus 21 of A plus 21 of so, dan moet jy hom in hakkies sit hê, dat jy net onthou jy moet daai minus inmaal, want wat jy nou gaan moet doen is jy moet hulle vereenvoudig. So ek moet daai uitmaal, 3 maal A is 3A, 3 maal 3 is 9. Nou gaan ek daai net. Ek sê 3A plus 3 dan, omdat ek gefokus het. Ja, en maar dis hoekom jy altyd, jy is nooit klaar geskryf totdat hulle nie sê penne neer nie, want glo jy vir my, ek sal die eerste een wees om vir jou te sê, ek is die mens in hierdie lewe wat seker die meeste simpel foute maak, regtig waar. So ek het altyd in my vraestelle ten minste 5 punte gekry wat ek simpel foute gemaak het. So baie keer selfs in die video's wat ek maak of die opsommings, dan maak ek simpel foute man, en as jy dit nou weer oorkyk, maar dis nie altyd oorkyk, ek sien nie my fout raak as ek dit oorkyk, ek moet dit letterlik oordoen. So ek het letterlik, as ek klaar geskryf het, dan ek my potlood gevat en al die sommetjies langs dan net vinnig weer oorgedoen, en dan kan jy vinnig sien, veral as jy baie tyd het. Ok, wag, fokus, dat is nou 9 minus 8 is 1, minus 21 is minus 20, en dan, onthou, jy kan dit nie nou so los nie, nou as dit nodig is, want onthou ons wil dit so eenvoudig as moontlik hê, as dit nodig is, dan faktoriseer jy weer bo die lyn, want die groot ding met breuke is, jy kan nie vereenvoudig, as daar meer as een term bo of onder die lyn het nie. Jy kan slegs uitkanselleer as daar een term bo die lyn en een term onder die lyn is. So, jy gaan altyd dan vir my kyk, kan ek nie daai nog verder faktoriseer nie, want dis hoe jy een term kry, as jy faktoriseer. So daar kan ek nog 'n 5 uitdeel as 'n gemeene faktor, en dan sien ek, nou is daar een term bo die lyn, een term onder die lyn, en daar is nou actually goed wat dieselfde is, wat beteken daai hakkie en daai ene kanselleer mekaar uit, so jy bly oor met jou antwoord 5 op A plus 3. En waarvoor jy jou punte sou kry is om daai te vir jou KGV wat A min 4 en die A plus 3 is. Jy sou dit 2 punte gekry het vir daai hele vir daai wat jy die regte goedjies daar gesit het, en dan sou jy punte gekry het vir jou vereenvoudiging, en jy sou 'n punt gekry het vir jou finale antwoord. Ja, nee, dit het baie punte, kyk, hy is 5 punte. Gaan jy gou die volgende ene probeer, of moet ek jou help? Ek sal dat die gaan dit daar wees oor die. Ok, so weer eens, hier is 'n ander afdeling, nie algebraïese breuke nie, dis nou eksponensiële breuke. So daar's 2 soorte eksponensiële breuke. Die een soort is soos hierdie,
wat jy klaar een term bo die lyn het en een term onder die lyn, en die ander ene is waar jy ook meer as een term bo die lyn het, of meer as een term onder die lyn. En die groot ding met daai, jy kan kyk, daar is 'n videoetjie oor hulle, maar as daar meer as een term bo of onder die lyn is, dan moet jy dit een term kry deur dit te faktoriseer. Maar die belangrikste ding, of dit nou met daai breuke is, wat meer as een term het, of hierdie, is die heel belangrikste, jy moet seker maak, alles wat 'n x in die eksponent het, moet geskryf word as 'n produk van sy priemfaktore. Jy weet mos hoe om dit op jou calculator te doen, hè? Jy trek die getal in en dan shift fact. Okay, so wat nou gebeur is, wag, ek net, daai 10, as jy shift fact indruk, sal jy sien, dit kom uit 2 maal 5. So daai 10 vervang ek nou met 2 maal 5. Ek gaan nou baie meer stappe hê hierso as wat nodig is. Jy hoef nie noodwendig al die stappe nie. Ek sal nou vir jou sê watter stappe is belangrik. Maar ja, die 4 is 2 tot die mag 2. En die eksponent bly nog dieselfde nie. Ek het net daai getal herskryf. En die 25 is 2. En nou, moet jy onthou, waar skryf ek alweer 'n 4? Sien jy? Ek sê mos, ek maak ook baie simpel foute. Baie keer is mense pen vinniger, jou kop vinniger werk as jou pen. Maar in elk geval, okay, so nou, onthou my eksponent weet te sê, as ek iets in die hak het, tot die mag nog iets, moet ek die eksponente binne maal met die buitenste eksponent. So hierdie twee se eksponente is albei 1, so ek moet die 2 se eksponent maal met dit wat buite die hakie is, dan kry ek dit is 2, 1 maal enigiets bly mos maar net dieselfde, 2 tot die mag 2x plus 3, en selfde met die 5, ek moet sy eksponent ook maal met albei, maar maal met die 1 bly mos maar net dieselfde. Weet jy wat die eksponent het, sê mos, as jy nou daai som oplos, dan, weet jy, moet jy nie, dat het dit sin gemaak vir my, want sê nou maar dit was x maal y en die eksponente is dieselfde, dan as die eksponente dieselfde is, maar die grondgetalle verskil. Ja, maar jy dink nou in vergelykings, né? Dis weer 'n ander afdeling. Want as ons nou dat die eksponente bly ons dieselfde as jy die 2 met die 5 sou gemaak het. Jy kan nie hierdie, ja, as die twee eksponente dieselfde is, slegs dan kan jy hulle met mekaar maal en dan gee dit vir jou die 10, ja. Want net soos wat, dis die ding met eksponentwete is, dit werk albei kante toe, so net soos wat jy dit kan opbreek, net so kan jy dit weer vereenvoudig, maar dan moet, hierdie twee kan slegs maal, as daai twee se eksponente dieselfde is. Hierdie twee byvoorbeeld kan nie maal nie, want hulle het nie dieselfde eksponente nie. Yes. Maar okay, dis nou die beginsel wat ons gaan gebruik. So nou het ons een term bo die lyn en een term onder die lyn, wat beteken ek kan vereenvoudig. So jy kan nou of eers bo die lyn vereenvoudig, of jy kan sommer dadelik die breek vereenvoudig. Kom ons gee sommer ekstra stappe. So as dit dieselfde grondgetal het, dan kan jy hom maal. As die grondgetal dieselfde is, dan die manier hoe jy maal, is jy plus die eksponente bymekaar. So dis 2x plus 3 plus die 2 minus die 2x. So 2x minus 2x kanselleer mekaar uit. En die 3 plus 2 is dan 5. So daar is eintlik 'n 2 tot die mag 5. En dan daai gaan ek net eers so los. En dan as jy twee goeders deel wat dieselfde grondgetal het, en hierdie is nou die belangrikste stap, dan minus ons die eksponente. So die 2 is klaar vereenvoudig, hy kom net so af. Maar as jy dieselfde grondgetalle deel, onthou dis altyd bo, minus onder. En onthou jy het nou meer as een term wat jy moet aftrek aan die onderkant, so jy kan nie net sê dis minus 4 plus 2x nie, jy moet sê dis minus die 4 plus 2x. So dan gaan die minus ons inmaal en teken. Dis die punt, ja. Daai teken, hy moet daai minus moet inmaal, so dis minus 4 minus 2x. So weer jou 2x minus 2x kanselleer mekaar uit, en dan bly jy oor met die 3 minus 4 is minus 1. So jy het 2 tot die mag 5 maal 5 tot die mag minus 1. En 2 tot die mag 5 is 32.
en 5 tot die mag 1 is 1 op 5, so dis ja, net so. Stemming toe ons nou daai 5 tot die mag 4 plus 2x gedeel het met daai ander 5. Moet ons dit altyd boontoe vat, nee? Ja, as jy dit deel, dan skryf jy dit altyd klaar, dan haal jy hom uit die breek uit. Ja, op die ja, so jy sit hom eintlik bo die lyn en onder die lyn kom by 1. Ja. Okay, so oplos van vergelykings by 2.1. So onthou, jy kry mos 3 soorte vergelykings soos dit laas jaar geleer. Jou lineêre vergelykings waar x nie 'n eksponent groter as 1 het nie. Jou so x het net 1 antwoord. Jou kwadratiese vergelykings waar x meer as 1 antwoord kan hê, waar jou x groter magte as 1 het, en jou vergelykings met breuke. En dan nou ook jou eksponensiële vergelykings, maar ons vat dit eintlik in 'n ander afdeling. So omdat my x 'n groter eksponent as 1 het, beteken dit dis 'n kwadratiese vergelyking. Nou die standaard vorm waarna ek kwadratiese vergelykings wil hê, is ek soek een term aan die linkerkant en dit is gelyk aan 0 aan die regterkant. Nou die manier hoe jy een term kry aan die linkerkant, is jy moet faktoriseer. So dis hoekom die faktorisering so belangrik is, hoekom ek so hamer daarop, want dit kom amper oral in, en oral in senior wiskunde. So as jy sukkel met faktorisering, dan kan jy baie keer al die graad 12 wiskunde doen, maar die algebra gaan altyd vir jou 'n nagmerrie wees, want omdat jy graad 9 en 10 werk nie kan doen nie. Ok, so wat beteken ek kort vir my om 'n 0 te hê aan my ander kant, moet ek al my terme hê aan die linkerkant, wat beteken ek wil ontslaa raak van die plus 14x, so ek gaan aan die ander kant minus 14x. Ek sit hom al klaar sommer in hierdie regte vorm en die minus 8 was mos nou maar daar oorspronklik. Ek sit nou net daai enetjie tussen hulle twee in, want dit is die volgorde waarna ek my 3 term altyd wil hê, want ek sien nou as ek moet faktoriseer, dis 3 term faktorisering. Nou gewoonlik wil ons nou kyk of ons nie kan ontslaa raak van die getalletjie voor ons x kwadraat nie, maar jy kan nie regdeur deel met 15 nie, daar is nie 'n getal wat deur almal kan deel nie. So dis daai moeiliker 3 term faktoriserings, want jy het nie nou net daai een se faktore wat jy in ag moet neem nie, jy het ook daai een se faktore wat jy in ag moet neem. So elke skool het sy eie metode om dit te doen. Ek gaan nou vir jou myne wys. So jy skryf jou eerste 2 terme neer, en onder elkeen van hulle skryf jy hulle faktore. Dit wat jy, so onthou, hierdie is nie 'n metode soos in, jy doen dit en dan poef, dan het jy jou antwoord nie. Hierdie is eintlik 'n toets, om te kyk, watter is die regte faktore om mee te werk, en wat is die regte kombinasie. So nou skryf ons die faktore van 15 neer, ons kan of werk met 15 en 3, of ons kan werk, 15 en 1, of met 5 maal 3. So nou, en by die 8 het ek of 8 maal 1, of ek het 4 maal 2. So nou kan jy kan nou probeer skat, jy weet, onthou, die 2 hakies, vir my om 'n minus te hê, moet hulle verskillende tekens daar hê, en so wat beteken as ek hulle optel en aftrek, moet ek minus 14 kry. So jy kan nou kyk, min of meer dis wat jy dink gaan werk, en dan kan jy nou maar dis maar trial and error. Ek gaan kyk, dis nie so groot antwoord soos as ek so 8 sou maal met 'n 15 of so nie, en ek weet 'n 8 en 'n 15 as ek hulle aftrek gaan vir my 7 gee. So ek gaan nou kyk of daai onderste 2 kombinasies nie gaan werk nie. So dan het ek by die ene 5x en by die ander ene 3x. En by die een het ek 'n 4 en die ander een het ek 'n 2, en dan gaan ek nou my tekens insit, want ek moet minus 8 kry. So jy kan sommer nou op enige plek dit insit, en nou is die groot toets. Jy moet oorkruis maal, en as jy oorkruis maal en jou antwoord uitwerk, is jy veronderstel om jou middelste term te kry. So nou kyk jy, 5 maal minus 2 is minus 10, 3 maal 4 is positief 12x, dit gee vir my 2x. Nie dieselfde as my middelste term nie, so nou weet ek dis die verkeerde kombinasie. Baie keer as jy sien, dis die regte getal, maar die verkeerde teken, dan ruil jy maar net daai 2 tekens om. Ok, so dit gaan nie werk nie. Nou wat jy kan doen is, jy kan nou byvoorbeeld die volgorde, kan jy net omruil. So ek gaan die 4 boos, die 2 bo sit, en die 4 onder. Nou kyk asof dit nie werk nie. 3 maal 2 is 6,
Die 5 maal die 4 is minus 20. Ok, sien, nou kry ek hom. 6 minus 20 is minus 14. So nou weet ek het die regte kombinasie. So hoe jy nou weet wat kom waar? Die twee wat langs mekaar staan. Hulle kom saam in 'n hakie, so die 5x plus 2 kom saam in 'n hakie, en daai twee wat langs mekaar staan, kom saam in 'n hakie. Ons sou kantlyn toe gegaan. Jo, julle het 'n ander metode. Julle dink ek skryf dit soos 15, 1, 3, 5 en soos 8, 1 en 4, 2 en dan maal julle so. Elke skool het sy eie ding. Vir my, hierdie hoef jy nooit uit te vee nie, want jy skryf letterlik al die kombinasies daar, maar die groot ding is jy maal oorkruis en dies wat langs mekaar staan, hulle kom saam in 'n hakie. Vir my is hierdie, ek sal eerder die faktore daar skryf en ek sal dit, jy doen dit in elk geval in Potlet, so ek sal dit eerder net uitvee, dit lyk net vir my netjies, hierdie is vir my baie langdradig. Daar aan die linkerkant was all over the place. Ja, sien. So maar if each unto his own, party werk vir die een, party werk vir die ander. Jy in daai wat dan nie gedoen, jy skryf sy faktore onder mekaar dan net. Ja, so dit maal dit moet vir jou daai ding gee. Dit maal dit moet vir jou daai ding gee. En dan maal jy oorkruis en daai antwoord wat jy kry, moet dan dieselfde wees as jou middelste term. Dan weet jy jy's reg en dies wat dan langs mekaar staan, kom saam in die hakkies. OK, maar ons is nou nog nie klaar nie, ons het hom nou net gefaktoriseer. Nou moet jy nou nog vir x oplos. So elke hakkie, so of dit wat in die een hakkie staan, moet gelyk wees aan 0, so dan sit elkeen maar net 'n klein lineêre vergelykingkie wat jy moet oplos. En as ek onsorg van die maal 5 voor die x, en ek aan die ander kant deel 5, of dit wat in die ander hakkie staan, moet gelyk wees aan 0, vat ek hom oor, en as ek onsorg van die maal 3, moet ek deel 3. So dis die twee waardes wat jy het daar vir jou x. Maak dit sin? Ja, nou is dit sommer 'n hersiening van daai moeilike faktorisering ook in elk geval. Ja. OK, so nou hierdie enetjie is 'n eksponensiële vergelyking en dit is eintlik 'n baie maklike eksponensiële vergelyking. So die groot ding met die eksponensiële vergelykings is jy wil twee goed hê, een aan die linkerkant, een aan die regterkant, en jy soek die grondgetalle dieselfde. So hierdie ouetjie moet ek nou skryf dat hy ook 'n grondgetal het van Minus 125 tot mag yes, of nie tot die mag minus nie, jy kyk eers. Daai wil jy skryf met dieselfde grondgetal as daai. So jy kyk 5 tot die mag wat gaan vir jou 125 gee, dis 5 tot die mag 3. Maar jy wil dit nie in 'n breek hê nie, jy wil hom uit die breek uithaal en jy kan dit doen, maar as jy 'n grondgetal en sy eksponent na die teenoorgestelde kant toe wil vat, dan moet jy die teken van die eksponent, die teenoorgestelde teken maak. OK, en nou is jou twee grondgetalle hier dieselfde, wat beteken hulle kanselleer mekaar uit en jy bly oor met dit wat in die eksponente is, wat moet gelyk wees aan mekaar. So die fout wat ek gemaak het daarin. Ek het hom 5x is gelyk aan 125 tot die mag minus 1 gevat. Maar jy kan dit doen. Jy kan sê daai is 125 tot die mag minus 1, maar dan moet jy nog steeds daai 125 skryf as 'n produk van sy priemgetal, wat in elk geval 5 tot die mag 3 gaan raak. Ek het dit in hakies gesit, ek het hom net so gelos. Ja, want onthou dis dieselfde tipe beginsel as wat ons hierbo daar gehad het. Jy moet dan onthou dat daai eksponent moet jy dan inmaal met die nuwe eksponente wat jy gekry het. So daai moet ons onthou. So dan sou jy in elk geval gekry het 3 maal minus 1 is minus 3. So jy sou nog steeds daar moes uitkom. Sonder daai hakie dan nie, was dit 5x is gelyk aan 5 tot die mag 3 minus 1, tot ek het die 5 weggevat en x is gelyk aan 3 minus 1. Ja, nee, sien maar nou het jy 'n maalsom verander na optel aftrek. Okay, maar toe man, eerder die fout nou maak, dan gaan jy dit nie in die toets of eksamen maak nie. Want dan nie die hakies maak vir is dit. Okay, so kom ons probeer gou daai ongelykheid. So onthou, ongelykheid is eintlik maar 'n vergelyking. Behalwe in 'n vergelyking het x spesifieke waardes.
want daai moet gelyk wees aan daai. Hierso vervang ek die is gelyk aan met 'n ongelykheidsteken soos kleiner as of groter as. Wat beteken watter waarde of waardes kan ek vir x hier insit sodat daai kant kleiner is as daai kant. So dis nie net een spesifieke waarde nie, dis 'n hele interval, 'n hele reeks wil ek amper sê waardes. Hy kan 'n klomp hê, maar jy hanteer hom nog steeds soos 'n vergelyking. Daar's net ekstra so een of twee ekstra goedjies wat bykom. So die groot ding met die ongelykheid is soos 'n lineêre vergelyking. Ek soek my x aan die een kant en my getalle aan die ander kant. Wat beteken vir my moet ek eers daai hakie uitmaal sodat my terme los is om te kan skuif. En nou jy kan nou of gou dadelik jou x'e bymekaar kry of ons wil nie eintlik werk met 'n breek nie. So ons wil ons slaarak van die breek. So jy gaan, as jy wil ons slaarak van 'n deel 2, dan moet jy maal met 2. Maar ek kan nie net daai ding maal met 2 sodat daai wegval nie. Dit wat ek met die 1 doen, moet ek met almal doen. So jy kan dit aan die begin al doen of jy kan jou x'e bymekaar kry. Dit maak regtig eintlik die saak. Ek sal nou vir die alternatief wys. So dan is jy aan die begin dit gedoen dan hè. Daai maal 2 gaan jy dan die 3 voor die hakkie doen. Ja, dan gaan jy die 3 voor die hakkie. Dan gaan dit ook in 'n geval 6 raak. So jy gaan sien jy gaan dieselfde kry as jy uitmaal. En dan x aan die een kant, so as ek wil ontslaa raak van die plus x, moet ek aan die ander kant gaan minus. 2 bly daar as ek wil ontslaa raak van die, so dis daai 2. So wil ontslaa raak van die plus 42 gaan ek aan die ander kant aftrek. En 6 minus 1 is 5. En 2 minus 42 is minus 40. En as ek wil ontslaa raak van 'n maal 5, gaan ek aan die ander kant deel met 5. Die groot ding wat jy moet onthou by ongelykhede is as jy deel deur 'n negatiewe getal, sê net maar daai was 'n minus 5, dan het die ongelykheidsteken omgeswitch. Ja. As iets met 'n minus gebeur met daai groter as die kleiner. Ja, maar nie daai nie, net as daai een negatief is en jy moet deel met 'n negatiewe getal, dan switch die ongelykheidsteken om. Kans die een negatief was, dan die sin is daar nog steeds skiet aan die regterkant. Sê net maar dis nou die antwoord, maar sê net maar daar het gestaan dit en jy het gedeel deur die minus, dan het ons 'n positief geraak, maar dan daai ook omgeswitch. Okay. So, nou sê hulle vir jou, stel jou antwoord op 'n getallelyn voor. So wat my antwoord sê is x kan enige waarde hê solank dit kleiner is as minus 8. So sien jy, dis nie net een spesifieke waarde nie, enige getal, of dit nou 'n desimaal of 'n heel getal is, wat kleiner is as 8, minus 8, gaan maak dat daai antwoord kleiner is as daai antwoord. So kyk net mooi, onthou met ongelykhede kan ek 'n waarde hê wat nie ingesluit is nie. So as hy nie 'n streepie onderaan het nie, as dit nie ingesluit nie, maak ek 'n oop kolletjie. Maar as dit 'n waarde is wat ingesluit was en my het 'n streepie daaronder gehad, dan het ek die kolletjie toegemaak. Okay. Die kolletjie, oop kolletjie, ja. Pyltjie. Dan is hulle so dit net altyd groter as of kleiner as. Ja, volgende jaar sal julle groter as of kleiner as. Ek seker ons het ook hierdie jaar. Ja, julle het so enetjie gedoen, maar of julle doen dit met kwadraties. So kom ons sê dit is 2x hakkie of so ietsie. Ek kan nie onthou wat gebeur. Ja, dit sê net maar dit was so, né? Dan wil jy altyd jou x alleen hê hier in die middel. So ons werk altyd van binne af buitentoe. Jy wil eers ontslaa raak van die plus 5. Nou is die vraag, aan watter kant moet jy nou minus 5? Albei kante. Albei kante moet jy minus met 5. So hierdie ene raak dan minus 6. Dan nou kom dit alles weer terug na my. Ja. En dan as jy wil ontslaa raak van die maal 2 voor die x, moet jy deel met 2. So jy moet alles dan deel deur 2. Dit is as daai nou minus 2 was, al twee hakkies. Yes, dis wat ek nou net wil sê. As dit byvoorbeeld 'n minus 2 was, dan het daai twee hakkies ook nou omgeraak. So met ander woorde wat die vir my sê is x kan enige waarde hê wat groter is as minus 3, maar dit moet kleiner wees as 1,5, 3 op 2. Dan jy gaan daai dan op 'n So op 'n getallelyn
As jy dit gaan voorstel, dis nie of kom ons sê dit was ingesluit ook, dat ek net vir jou wys, as een van hulle byvoorbeeld ingesluit was, dan daai enetjie wat ingesluit is, daai enetjie, maak ek 'n toehakie, en daai is 'n oop, 'n toeker sirkeltjie, en daai is 'n oop sirkeltjie, en dit is dan, hy kan letterlik enige waarde tussen daai twee hê. Ook dit is eintlik so baie. Nee, dit is baie maklik. Die groot ding wat julle moet onthou van woordsomme, en ek het dit nou die dag vir my graad 8 ook gesê, want hulle gaan vir jou woordsom vra, van nou tot 'n matriek, en in matriek mag hulle dalk vir jou 'n paar woordsomme vra. 'n Woordsom is nie meer daai wat julle in die laerskool gedoen het van, jy moet nou net 'n scenario hê, en dan moet jy 'n sommetjie in jou kop kan uitwerk, en dan moet jy die antwoord hê nie. Woordsomme vandag, in graad 10, 11 en 12, en eintlik al van graad 8 af toets, of jy in staat is om 'n vergelyking te kan skryf, en die vergelyking te kan oplos. Dis die groot ding. As jy daai in gedagte hou dat jy moet in staat wees om 'n vergelyking te kan skryf, dan raak die woordprobleme bietjie makliker. En ek wil amper vir jou sê, met woordsomme moet jy bereid wees om dit 'n hele paar keer deur te lees, want vir my baie keer vat dit 'n hele paar keer om dit deur te lees voordat ek net om 'n idee te hê wat daar aangaan. En partykeer dan help dit om sommer soos 'n scenario vir jouself te teken, al is dit met stokmannetjies of whatever. Okay, so dit sê Mary gee 1/3 van haar geld aan Nazim. En 1/5, kom ons vat dit nou aan een, van haar geld aan Elwood, wat die ander een. Die ander een ontvang R28 minder as Nazim. Hoeveel geld het Mary oorspronklik gehad? So die groot ding met die woordprobleme en waar jy reg begin het, is jou heel eerste stap is jy kies jou X. Jy moet jou onbekende, jy moet een of ander onbekende moet jy X maak. Of dit nou is Mary se geld of Nazim se geld of die ander ene se geld, maar daar seker is wat nou net 'n bietjie makliker is. So kom ons maak Mary se geld ons X, die oorspronklike geld. Ja, want dis in elk geval wat jy wil hê, en hulle praat van alles anders in terme van dit, want dis wat jy wil hê. Want die tweede ding wat jy gaan doen, is jy skryf jou ander onbekendes in terme van X. Want dis die groot fout wat die kinders maak, is hulle sê, okay, kom ons maak hierdie ene dan X en daai ene maak ons Y. En dan het jy twee onbekendes en jy het net een vergelyking. Wat beteken jy kan dit nie oplos nie. Jy kan twee onbekendes hê, maar dan kort jy twee vergelykings ook. So dis wat ons nou gaan doen. So ons het vir Nazim, en as ons hom skryf in terme van X, ons weet sy het 1/3 van haar geld aan Nazim gegee. Wat beteken Nazim het 1/3 maal X, 1/3 X gekry. Dieselfde, Elwood, die ander een, het 1/5 van haar geld gekry. So ons het nou nog niks te maak met iets anders nie. Ons skryf net ons ander onbekendes in terme van X. En dan moet jy kyk, dan gaan jy jou vergelyking skryf. Want daar gaan altyd ergens in jou scenario een sin wees wat jou in staat stel om 'n vergelyking te kan skryf. En hoe gaan jy weet is daai sin? Is as dit vir jou half jy mekaar maak met, is hy deel van die onbekende in terme van X of is hy nie? En dis hierdie sinnetjie. Daai ouetjie, die ander een ontvang R28 minder as Nazim. Nou, die kinders lees dit en dan wonder hulle, okay, het dit nou iets hier te doen? Moet ons nou dit daar? En dis die ding. Jy kyk altyd om met ergens in jou sin, in jou paragraafie, een sin wees wat jou in staat stel om 'n vergelyking te kan skryf. En dis daai ene. So wat dit sê, is daai ouetjie ontvang R28 minder as Nazim. So as jy Nazim se geld vat, en jy trek R28 daar af, dan moet jy daai ouetjie se geld kry. Sê my saam. Ja. So nou sit ons net, en dit help baie keer om dit sommer so met hulle name daarin te sit. Dit is soos letterlik net in simboolvorm te skryf dit wat hulle daar sê. En nou sê ons, okay, maar ons weet Nazim is 1/3 X
minus die 28 moet vir jou die ander ouetjie se geld gee. Hy is 'n 5de X. En dan het jy 'n vergelykingkie wat jy net kan oplos. So X aan die een kant, getalle aan die ander kant, want dis ook gewoonlik waarvoor jy jou punte sal kry, is vir daai vergelyking. Ek gaan nou kyk waarvoor hulle punte gee. So X aan die een kant, getalle aan die ander kant, en wat is daai, 'n derde minus 'n 5de? Ag, ek gaan nou nie. Ag, kom ons maal dit net met 15, om ons slag te raak van al die breuke. As ek hom maal met 15, dan kanselleer die 3 uit, en dan bly daar 5 oor. As ek hom maal met 15, dan kanselleer die onderste 5 oor, en dan bly 'n 3 oor. Ok, daai weet ek nie wat dit is nie. En dan het jy daai, en as jy wil ontslaa raak van die maal 2, moet jy aan die ander kant deel 2. Wat is dit dan? Kyk gou vir my. Dis is waar Wag, laat ek gou kyk. Die antwoord veronderstel om te wees 210. Check net gou dat ons reg gewerk het. Is dit? Ok. Ok, so ons het reg gewerk. Ok, so jy kry 'n punt vir daai een. Dit's daai. Die 5de X vir jou vergelyking en vir jou finale waarde. En so reg is as jy sê, En dan kan jy dit toets aan die einde wat ook lekker is. as jy reg is as jy gesê het 1/3x is gelyk aan 1/5x plus Plus 28, ja, dit kon gewerk Dis het, ja. ek in gedagte gehad. O, ek verstaan die twee omgeruil, ja. Maar dit vat partykeer daai sinnetjie, want die een is meer as daai ene. Dit kan vir die kinders baie confusing wees. Soos ons, as ek die ouderdomme doen met die graad 8's, hierdie een is soveel jaar ouer, as jy dit by daai ene se ouderdom aftrek. Daai tannie alles baie hoef te voel. Ja, want dit is hoekom jy moet dink aan die sommetjie in jou kop. So die sommetjie sê daai ouetjie ontvang R28 minder as Nazim. So dan moet jy dink in jou kop, as jy Nazim se, hoe sou jy dit uitwerk? As jy Nazim se geld vat en jy trek R28 af, dan kry jy daai. Yes.